Ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre weet, dat U op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van U voete. Ons lees baie duidelik in U woord en ons sien in besonder daar in Psalm 2, Here, dat U regeer ook die nasies van hierdie wêreld en ons weet dat alles wat gebeur op hierdie aarde, binne U raadsplan en Here, binne U volmaakte plan vir hierdie wêreld is. Want U het alreeds vir ons in die boek Openbaring aangekondig dat daar 'n tyd gaan aanbreek waar U die nasie sal oordeel wat in rebellie teenoor U opgestaan het en dat U 'n nuwe koninkryk sal vestig waarin geregtigheid sal heers. En ons aanbid U Here dat ons vanmôre deel van U koninkryk kan wees, nie omdat ons goed is of beter as ander is of dit kon verdien het nie, maar dat ons vanmôre kan sê soos die apostel Paulus aan die gemeente in Efese, uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat julle nooit kan roem nie. Ons eer U vanmôre, Vader, dat U vir ons die kosbare verlosser gestuur het, Jesus Christus, U enige gebore Seun, God wat mens kon word het. Baie dankie vir die Heilige Gees wat volgens Johannes 16 oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en wat ons lei in die volle waarheid. En ons dank U drie enige God dat U ook vanmôre in ons midde teenwoordig is deur U Gees en dat U ook deur U woord Christus wil verhoog sodat U heilige naam verheerlik kan word. Ons bely vanmôre dat ons nie alles verstaan rondom U grootheid en U heerlikheid en U almag en U persoon en U wese nie. En daarom eer ons U ook vir die woorde van Deuteronomium 29:29 wat vir ons sê, die verborgde dinge is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders, sodat ons nougeset kan handel volgens alles wat in U woord vir ons opgeskrywe staan. Ons besef en verstaan, Here, dat ons U nooit in U volheid kan verklaar nie, maar dankie dat ons in so mate uit U woord U kan verstaan, dat ons deur die geloof kan besef daar is vir ons 'n oplossing vir ons sondeprobleem. En daardie oplossing is in die oplosser Jesus Christus, en dat ons deur die krag van die Gees 'n lewe kan leef wat soos Christus se lewe is. En wanneer ons faal en struikel, en wanneer ons sondig, weet ons ook dat Christus ons ewige hoëpriester is, ons voorspraak by die Vader, die een wat ons lief het met 'n ewige liefde, en wat vergifnis bied, en ook herstel, sodat ons die pad saam met U kan stap. Here, ons aanbid U, want daar is geen God buiten U nie. Ons dankie dat U 'n persoonlike God is, ook wanneer ons hartseer is, wanneer daar stryd in ons lewe is, dan is U nie daar ver eenkant in die hemel en kyk neer na ons en sien hoe ons stoei in ons omstandighede en situasie nie. Inteendeel, die Bybel sê vir ons dat U is naby aan ons. U is nie net by ons nie, U woon in ons deur U Gees. En Here, U leer en lei ons elke dag. En ons dank U vanmôre uit die diepte van ons hart daarvoor. Ag, ons wil vanmôre kom bid, Here, dat U ook deur U woord en deur U Gees ons sal versterk in hierdie môre. Ook die dag wat U ons gegee, die opstandingsdag, dat ons tyd sal neem om te dink oor U en die groot verlossingswerk wat U aan die kruis, Here, vir ons bewerk het, dat ons sal dink aan die leë graf, dat ons sal dink aan die wonderlike belofte van U koms, en dat dit ons harte sal versterk, sodat ons moed sal hê vir die week wat voor lê. En Here, nie stil by die werk of by die ouete huis of by die skool of waar ook al U ons geplaas het sal wees nie, maar dat ons sal sê, wat die Here vir my siel gedoen het, en aan my siel gedoen het, en dat ons ook 'n getuie vir U sal wees. Ons is die mense met die goeie nuus, die blye boodskap van die evangelie. Mag ons kragtige getuies vir U wees. Here, ons dank U ook vir elkeen se blymoedige hart waarmee hulle gee vir U saak. Ons dank U vir die wyse waarop U vir ons sorg as individue. Here, ons het nog werk, ons het blyplek, ons het plekke waar ons kan gaan voedsel koop, ons het soveel voorregte. Here, ons dank U as die gewer van alle goeie gawes, en dankie dat ons vir U kan teruggee met 'n blymoedige hart. En ek wil vra dat U elkeen ryklik sal seën wat met opgewondenheid hier is vanmôre en ook gee vir U saak, en ons bid U vir ons met wysheid sal bekragtig om ook U te dien en te eer in die spandering van hierdie fondse. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang en dat U ook
ek glo met u hele hart bely het wat ons vanmôre gesing het, en ek weet nie van u nie, maar so wanneer dit na Sondag se kant toe beweeg, is daar so opgewondenheid in my hart, om saam met ander in die huis van die Here te wees. Dis die plek waar God sy spesiale seën gebied, want hy het gesterf vir sondaars, en elkeen wat 'n lidmaat van die gemeente is, behoort die getuienis van redding te hê, dat Jesus hulle verlosser is. En ek glo vanmôre, u wat hier sit, kan met oorgawe sê, ek weet ek behoort aan die Here Jesus, omdat hy my sonde vergewe het, en omdat hy my Heer en my koning is. Nou vriende, ons is tans besig met ons reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring, oggenddienste Openbaring, en die aande die boek Psalms. Kom ons kyk gou vanmôre na 'n kort oorsig oor die boek Openbaring. Vir u gesê dat die boek Openbaring beteken juis, dis nie 'n geslote boek nie, maar 'n boek waaroor ons moet preek. Ons het inleidend gekyk na waarom ons die boek Openbaring moet bestudeer, en ook die wonderlike seën wat dit vir ons inhou, om te sien wat die Here vir ons uit hierdie laaste boek in die Bybel wil kom leer. Nou ons het al heelwat boodskappe hanteer, ek dink ons trek vanmôre by die 11de boodskap uit die boek Openbaring, en daar's nog baie meer as 11 wat voorlê, so byt vas. Maar ons gaan stelselmatig deur die boek werk en vir u wys waarom ons as kinders van die Here met verwagting kan uitsien na die koms van die Here. Wanneer dit gaan wees, weet ons nie. Hoe dit gaan plaasvind, is ons nie seker nie. Maar ons weet die Here gee vir ons sekere aanduidings, en hy sê vir ons dat ons moet gereed wees vir wanneer die seun van die mens sal kom om sy heerlikheid te openbaar. Nou kom ons kyk kortliks na wat ons hanteer het net so voor die vakansie. Ons het begin met die eerste gemeente hier, die gemeente van Efese. Nou hierdie tyd, vriende, staan bekend as die genade dispensasie. En ons sê dis die genade dispensasie, is Jesus het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, hy tree vir ons in by die Vader, en hierdie 7 gemeentes, het ons vir u gesê, is die parent van die kerk, van die Here oor die eeue, en elke gemeente het fisies bestaan, elke gemeente het 'n fisiese saak gehad, waaroor die Here met hulle gepraat het, en ons het gekyk na die gemeente in Efese, vir u gesê, dit was mense wat werklik aan die Here behoort het. U kan gaan lees in Handelinge 18 tot 20 van hulle bekering, hoe hulle die boeke waarmee hulle met towery en goed omgegaan het, verbrand het, en 'n duidelike getuienis gelewer het. Ons behoort nou aan die Here. Ek het vir u gesê, ons kan nie sê ons behoort aan die Here en niks in ons lewe het verander nie. As iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Ek sê nie mens word volmaak nie, u weet, verskoon, u weet, na wedergeboorte is daar 'n pad van heiligmaking wat ons stap, waar ons meer verander na die beeld van Jesus, maar alles begin waar die Here my sonde vergewe en hy my verlosser, my koning en my Here word. Vir u gesê dat hierdie mense het gewerk tot by die punt van uitputting. Hierdie gemeente in Efese was 'n besondere gemeente gewees. Die Bybel sê hulle het gestryd teen valse leringe. Hulle was geduldig in verdrukking, het baie mooi en goed en reg vertoon, maar die Bybel gee vir ons hierdie een hartseer verklaring. Hulle was skout en afsydig teenoor die Here. Ek het die illustrasie gebruik, ek het vir u gesê, as ek na my vrou toe kom en ek sê vir haar, luister, hier's vir jou 'n bos rooi rose. En sy is opgewonde en te bly en sy sê vir my, baie dankie vir die rose, en ek sê vir haar, nee, wat moenie worry nie, dis wat ek moet doen. Dis deel van my plig as man, so, daar's niks by dit nie. Het ek vir u gesê, heel moontlik sal die rose op my kop beland, en sy sal omdraai in hartseer, want u sien, as iets nie met 'n hart gedoen word nie, dan beteken dit nie veel nie. En hierdie gemeente in Efese was omtrent so. Hulle het alles vir die Here gedoen, maar hulle harte was skout en afsydig teenoor die een wat hulle kom red het. En die Bybel sê vir ons, hulle het die regte dinge gedoen met die verkeerde hartsgesindheid. Dr. Warren Wiersbe het gesê, what we do for the Lord is important, but so is why we do it. Hy sê, just think of it. It is possible to serve, sacrifice and suffer for the Lord's sake and yet not really loving. Wat 'n treffende klomp woorde, wat 'n treffende sin, wat 'n treffende gedagte, wat ons baie vir die Here kan doen, sonder ware liefde. Ek het vir u gesê dat, hoe kan ons weet of ons eerste liefde verlaat het? Ons het gekyk na misplaaste prioriteite, ek raakte familier met die heilige sake van God, daar is 'n gebrek aan konstante en gereelde tye van gebed, daar is 'n gebrek aan konstante en gereelde tye met God se woord, nie net die lees daarvan nie, maar ook in die oordenking daarvan. Vir u gesê, sonde is nie meer sonde vir my soos eens nie, ek is meer verdraagsaam teenoor sonde,
God se woord raak my intellek aan en nie meer my emosie en geestelike hart nie. Ons praat van dat die Here hier binne die veranderingswerk moet doen wat na buitekant toe sigbaar word. Ek is 'n swak rentmeester van die dinge van God wat hy my toevertrou en ek besef dikwels ek is nie reg met God nie en maak dan leë beloftes om my verhouding te herstel, maar ek kom nooit so ver nie. En ag, ons weet mos die ou jaar is verby, die nuwe jaar het gekom en baie van u het miskien nuwejaars voornemens. En ek wonder hoeveel van u hou nog daarby. Die grootste en die belangrikste een is om gewig te verloor. Nou ek moet vir u sê, gister het my suster kom kuier. En ek of u sê, ons het definitief nie die eetkos geëet nie. Maar die gedagte is net, ook wat ons geestelike lewe aanbetref. Hoe dikwels beloof ons en sê, Here, ons gaan hierdie jaar getrou by u huis wees. Ons gaan getrou u woord lees. En dan gebeur daar een of twee dinge en ons vergeet daarvan. En dis maar 'n bewys dat ons harte nie altyd werklik aan die Here verknog is en hy die liefling van ons siele is nie. Die wekroep was gewees, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, altyd herinner jouself, vra die Heilige Gees om jou te herinner hoe jou lewe was. Tweede plek, bekeer jou, draai weg van wat jy verkeerd doen en die Bybel sê, doen die eerste werke. Leef soos God wil hê jy moet leef. So eenvoudig soos dit. Onthou, dit is nie 'n geweldige ingewikkelde saak om 'n kind van die Here te wees nie. Ons maak dit vir onsself ingewikkeld. Dis so eenvoudig soos, staan in die môre op, lees God se woord, sê Here, met my hele hart wil ek gehoorsaam wees, en deur die loop van die dag, Here, deur u Gees stel my in staat. Wanneer ek val, verkry ek my toevlug in die Here en die vergifnis wat hy vir my gee. Dis die baie kort oorsig, so ek dink dit was kort genoeg saamgevat. Kom ons lees vanmôre saam uit Openbaring 2. Ons gaan vanmôre kyk na die gemeente Smyrna, die tweede gemeente hier op ons kaart hier agter, die gemeente Smyrna. Nou ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na 3 gedagtes en ons vertrou die Here dat ons hierdie waarhede aan u kan oordra, dat u dit sal verstaan en sal kan uitleef om hom te verheerlik. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar is sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Ons lees net daardie paar verse saam, vertrou dat die Here dit sal seën en heilig aan ons harte. Nou vriende, ons het reeds saam gebid. As teks van oordenking hou ek aan u voor vers 8 en vers 10 en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Vers 10, vrees vir niks wat julle sal ly nie, wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Ek praat vanmôre met jou oor die gedagte, 'n getroue getuie tot die dood toe. 'n getroue getuie tot die dood toe. Nou geagte vriende, liewe broers en susters, elkeen vanmôre hier teenwoordig, hulle wat inskakel. Jy weet ook hierdie week hierdie boodskap voorberei het ek daaraan gedink dat Smyrna net een van 2 gemeentes is, waar voor die Here geen vermaaning of 'n teregwysing gegee het nie. Die ander gemeente was die gemeente in Philadelphia en ons sal sien in die loop van die boodskappe dat al 2 gemeentes deur redelike stryd gegaan het. En dat die Here geen vermaaning vir hulle gegee het nie, geen teregwysing gegee het en niks opgewys het wat hulle in hulle lewens gehuisves het wat sy vaderhart bedroef het nie. Nou vriende, toe ek daaraan gedink het, toe besef ek ook dat die Here nog nooit aan sy kerk, sy weergeborenes, die geredde mense, beloof het dat alles op aarde seepglad sal verloop nie. U sien, die meeste preke en die meeste kerke wil vir ons leer dat wanneer ons lewe vir die Here gee, of wanneer ons besluit om die Here 'n kans in ons lewe te gee, dan gaan alles lui lekker wees, alles gaan seepglad verloop en die pad hemel toe gaan met plaveisel uitgelê word en ons gaan by die poorte ontvang word deur Petrus en die engele en alles gaan net goed en mooi en reg verloop. En u wat aan die Here vanmôre behoort, sal vir my sê, maar luister, ek ervaar dit nie. Ek beleef net die teenoorgestelde. Want u sien, die Here Jesus self sê vir ons in Johannes 16 vers 33, hy praat met sy disippels, hy neem afskeid van hulle, en hy sê vir hulle, dit het ek vir julle gesê,
dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. sien u daar die duidelike onderskeid wat die Here tref, die klemverskywing? Hy sê julle sal in my blywende vrede hê, in my persoon, in my karakter, in wie ek is en wat ek vir julle beloof het, maar in hierdie wêreld aan die ander kant. Die Bybel sê die wêreld lê in die mag van die bose. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. So u moenie dink as u in die môre opstaan en daar is sekere stryd wat u beleef of pyn in u liggaam of mense wat u vervolg, dat dit iets is waaroor jy moet wonder en sê, maar ek kan nou nie verstaan dat dit gebeur nie. Ek sê gister vir Ethel, ons het oor 'n saak gepraat en ek sê vir haar man, ek raak opgewonde wanneer stryd na my kant toe kom, want dan vertrou ek die Here om vir my te wys hoe die uitkoms gaan kom om sy naam te verheerlik. Ek is nie meer op daai punt om te ontken dat dinge soms moeilik gaan nie. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. En verdrukking kan baie forme aanneem. Dit kan fisiese vervolging wees, dit kan stryd wees van binne en van buite, dit kan siekte, dit kan watse toestand ook al wees. Verdrukking het 'n baie wye omskrywing. In die gemeente in Smyrna gaan ons sien, dit was fisies, vervolging wat hulle beleef het, dit was armoede, dit was misverstande, dit was vervolging van so aard dat hierdie mense baie dinge in hulle lewe verloor het. So, die Here sê vir ons, hier aan die begin van hierdie boodskap van vanmôre, wat hy ook aan die gemeente in Smyrna probeer leer het en vir hulle kom sê het, is dat in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Jakobus 1 vers 2 sê, Jakobus, hy sê, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoeking val. Partykeer lees 'n mens dit as jy jonk gered is, of jy's nog nie gered nie, jy dink by jouself, wat was fout met Jakobus? Het hy een of ander krisis beleef, of was hy siek gewees? Waarom moet ek bly wees? Loutere vreugde, wanneer ek onder versoekings val. Dis nie vir my vrede nie, of vreugde nie, sê eerder so. Maar nou leer hy vir ons, en soos ons die pad met die Here stap, kom onderrig die Here ons, hy sê, omdat julle weet, dat die beproewing van julle geloof, lydsaamheid bewerk. Die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Hier vroeg aan die boodskap wil ek vir u sê, vriende, elke vorm van lyding is deur die Here afgeweeg vir jou en vir my, om Christus in ons gestalte te laat kry, en ons voor te berei vir die dag van ontmoeting, waar ons uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ek en my vrou praat hier die week, ek sê vir haar, hoe hartseer dat mense op hierdie aarde leef vir hulle self, om by mekaar te maak, en aan die einde van hierdie lewe sterf hulle, sonder daardie weet in hulle hart, ek sal die mooi so van die Here Jesus ontvang. Vir 'n kind van die Here, moet u weet dat lyding, verdrukking, swaar kry, deel van ons lewe sal wees, die doel daarvan dat Christus gestalte sal kry. 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Baie interessant, toe die ystergordyn, of dan kommunistiese Rusland, soos bekend staan, geval het die Westerse kerk inbeweeg om te kyk, is daar Christene? En wat het die Westerse kerk gevind? 'n baie sterk, evangeliese, heilige kerk in hierdie kommunistiese Rusland, waar die evangelie nie eens mag ingaan nie. U sien die Here deur besondere wyses op besondere wyses en verskillende maniere die kerk kom vestig ook agter hierdie ystergordyn. En toe die Westerse kerk met hierdie mense praat, toe kom hulle agter dat lyding en vervolging en verdrukking het hulle sterk gemaak in die Here. Hulle liefde vir die Here het gegroei en hulle vooruitsig om Jesus te ontmoet in sy heerlikheid het 'n groter werklikheid vir hulle geword. U sien vervolging, swaar kry, stryd en uitdaging skei die koring van die kaf. Hoor wat ek vanmôre vir u sê? Die Here laat juis verdrukking toe, sodat die skape van die bokke geskei kan word, dat die gereddes van die ongereddes geskei kan word, dat die egte van die onegte geskei kan word, die ware van die valse. Daarom, as jy vanmôre deur verdrukking gaan, en jy is 'n kind van die Here, wil ek vir jou sê, skep moed, want die Here is besig met jou, om jou geloof te toets, en sê Dr. Warren Wiersbe, 'n geloof wat nie getoets kan word nie, is 'n geloof wat nie vertrou kan word nie. Ons kan nie goeie weerschristene wees nie.
Ek wil vir u sê, ek weet nie wat vir ons voorlê in Suid-Afrika en vir Christene wêreldwyd nie, maar al wat ek vir u kan sê is, stryd en verdrukking sal ons deel wees in 'n mindere of in 'n meerdere mate. Wanneer ons stryd beleef, dan verklaar ons afhanklikheid al hoe meer van die Here. Ons besef al hoe meer dat ons afhanklik is van hom. En ag vriende, die woorde van Matteus 16 was vir my so kosbaar. Toe Jesus vir sy disippels gesê het, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Vers 25 onderstreep dit, is belangrik. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Ek moet op daardie punt kom dat ons besef, ons tydelike lewe is nie deur onsself aan onsself gegee nie. Lewe is nie iets wat uit myself ontstaan en iets wat ek in stand kan hou en bepaal wanneer dit gaan eindig nie. Dit is God wat my lewe gee fisies. Dis hy wat my in stand hou. Dis hy wat die dag bepaal waarop ek sal sterwe, en geestelik moet dit presies dieselfde wees. Hy is die een wat lewe kom gee by die wedergeboorte. Deur sy gees hou hy my lewe in stand, en wat ek daagliks moet doen om vir hom te sê, Here, of dit goed gaan en of dit sleg gaan. Ek behoort aan u en ek vertrou my lewe aan u toe, en ek vra, Here, doen slegs u wil, Heer, u wil ook met my. Dis die besondere boodskap van die brief aan die gemeente in Smyrna. Nou vriende, wat vir my belangrik was toe ek hierdie boodskap voorberei het, dat die uiteindelike doel waarom die Here hierdie kort brief aan hierdie gemeente gestuur het, en waarom die leraar hierdie waarheid aan hulle oorgedra het, is om hulle ook te bemoedig. En hier is die kruks van die saak. Die boodskap van vanmôre is 'n bemoedigende boodskap, want u sien, die Here kom leer die gemeente in Smyrna, dat ware, saligmakende geloof nooit sal ophou nie. Ware, saligmakende geloof is iets wat God deur sy gees aan my gee, en dit sal nooit ophou nie. Al is die stryd hoe fel, al is daar hoeveel verdrukkinge en beproewinge en dinge wat na my kant toe kom, die Here deur sy gees sal ook hierdie werk wat hy begin het, voleindig en my ook deur alles lei na sy hemelse heerlikheid. Hoor wat staan in Filippense 1 vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. As redding van jou en my afgehang het, dink jy ons sou dit weer verloor het? Ek dink so. Ek verloor my karsiedels gereeld. Ek verloor iets baie maklik. Jy kan selfs dit verloor wat jy gedink het vir altyd joune sal wees. Maar wanneer God 'n werk doen, wanneer hy iets in jou siel doen, dan sê hy, omdat ek iets begin het, kan jy met sekerheid elke dag tegemoet gaan en weet, ek sal dit vir jou voleindig. Dis God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Ons kyk gou na 3 gedagtes wat die Here vir hierdie gemeente deurgee, wat op ons van toepassing is ook vanmôre in hierdie kerkgebou in Benoni. Die eerste een is die bemoedigende aankondiging. Die tweede ene, die Here weet wat van hulle erge verdrukking, en dan die onwankelbare belofte. Kosbaar hoe die Here elke brief afsluit met 'n belofte. Kom ons kyk vandag na die bemoedigende aankondiging. Daar staan in Openbaring 2 vers 8, en skryf van die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Jy kan miskien vir my vra, maar hoe is dit 'n bemoedigende aankondiging? Onthou, die Here gee die boodskap aan Johannes, Johannes gee dit aan die predikant van die predikant van die gemeente dra dit oor aan die gemeente. En ek poog vanmôre ook om aan u oor te dra wat die Here vir hierdie gemeente wou sê en gesê het, en hoe dit op ons van toepassing is. U sien, toe ek dit gaan lees en bietjie gaan navors, toe kom ek gou agter dat dit vir hulle juis 'n bemoediging was. Omdat hierdie gemeente gou geleer het, dat die hoof van die kerk is nie die dominee nie, dis nie die kerkraad nie, dis nie die synode nie, dit is Jesus Christus. Hy het sy lewe gegee, sodat mense gered kan word, en hy is die hoof van die kerk, en ons werk vir hom. Die Bybel sê hierdie Here Jesus Christus, God wat mens kom word het, is hoof van sy kerk, maar hy is ook een wat
gelei het tot die dood toe. Ek lees gou vir u wat staan in Hebreërs 5 vers 8. Hy, Jesus Christus, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nou as u na 'n prediker luister wat vir u sê, luister, die Here wil hê, jy moet gesond, ryk en voortvarend wees tot die dag van jou dood, dan mag niks met jou gebeur wat verkeerd is nie, dan verkondig hy 'n vreemde Christus. Die Christus van die Bybel is een wat vir ons sê, ons sal deur lyding en beproewing gaan, deur verdrukking gaan, omdat Christus self daardeur gegaan het. Die gedagte van die eerste en laaste is 'n terme wat vir God in die Ou Testament gebruik was. Met ander woorde, hierdie brief word voorgelees, skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en laaste wat dood was en lewend geword het. Onmiddellik wil Johannes klem kom lê op wie Jesus Christus was. Het vir u gesê, dit is 'n terme wat vir God gebruik was, in die Ou Testament, Jesaja 44 vers 6, so sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste, en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. U sien die feit dat dit aan Jesus toegeskryf word, in hierdie brief, dui eenvoudig op sy godheid, en heerlikheid van ewigheid, saam met die Vader en die Heilige Gees. Verstaan u waarom ons nie kan hande vat met ander gelowe nie? Want u sien, daar is geen ander God, behalwe God, drie-enig nie. Vader, Seun, Heilige Gees. Ons verstaan nie altyd die begrip van drie-eenheid nie. Ek het onlangs vir iemand gesê, verduidelik vir my die drie-eenheid, en hulle sê, ek kan nie, ek sê, jy is geestelik op 'n goeie plek. Want almal wil dit verduidelik met 'n eier, en hulle wil verduidelik met die son, en met allerhande illustrasies wat nooit die heerlikheid van God kan openbaar nie. Ons lees in die woord, hy is 'n enige God, wat hom bekend maak, Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie gemeente skep moed. Hulle word bemoedig dat Jesus Christus, die een wat geleef het op aarde, God was wat mens kon word het, en dat hy ook die een is wat gesterwe het. Hoor hoe pragtig sê die Here Jesus dit aan die Jode. Onthou jy die Jode, sy vyande? Hulle probeer hom elimineer, en Jesus sê vir hulle, daar in Johannes 8 vers 58, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Ek dink hierdie ouens het hulle klein tongkies ingesluk, op hierdie verklaring van Jesus. Hoe durf hy? Ek sien hoe bewe hulle, en hy baard skud so. Hoe durf hy so iets sê? Daar is net een God, en Jesus verklaar hier, dat hy voor Abraham was, wat het eenvoudig beteken, dat Jesus vir hulle sê, luister, ek is God wat mens kon word het, want Abraham is die aardsvader, Abraham is die vader van die Jode, en Jesus kom eenvoudig en sê, voor Abraham was, is ek is die skepper van hierdie een, hierdie man Abraham, wat julle as aardsvader sien. Maar hoor die verdere bemoediging, wat dood was, en lewend geword het. Nou mense sukkel met hierdie een, want u sien, Mohammed se graf is daar, en al die ander afgode se grafte is daar, en hulle beendere is daar. Die Bybel sê vir ons, dat Jesus Christus het opgestaan. Hoe verklaar ons dit? Hoe kan dit ons bemoedig vanmôre? Kom ek lees gou vir u. Petrus gee die antwoord in 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Die doel van sy koms was, om die onregverdiges regverdig te verklaar, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Wat het eenvoudig vir ons wil sê, vriendin, waarom dit 'n bemoediging was vir hierdie gemeente in Smyrna. U sien, Jesus het in sy mensheid gesterwe. Hy was volkome God, volkome mens, en die Bybel sê die volmaakte offer gebring of geword. As volkome God en mens kon hy nie in sy godheid gesterf het nie. Want Jesus sê vir die rower aan die kruis, vandag sal jy saam met my in die graf wees, in die hel wees, nee, in die paradys wees. Ons moet maar net eenvoudig lees en ophou luister na wat baie predikers sê. Ek hoor onlangs predikers praat en sê dat Jesus vir 3 dae in die hel boete gaan doen het vir die sonde van mense, en dat hy die eerste een is wat weergebore is. Hoe lasterlik kan ons praat teen dit wat God geopenbaar het in sy woord? Jesus Christus was God wat mens kon word het, maar Jesus kom en hy verduidelik vir ons die saak verder. Hy sê Johannes 10 vers 17, daarom het die Vader my lief, omdat ek my
lewe af lê om dit weer op te neem. Ek wil gou vanmôre vir u in hierdie gehoor vra. Wie van u kan vanmôre opstaan en sê, ek gaan my lewe af lê en na 3 dae neem ek dit weer op? Ek dink nie ons het daai moed nie. En al het ons die moed, gaan dit in elk geval nie werk nie. Ek hoor deesdae die ouens gaan dood en hy was 'n invloedryke ou in die gemeente, dan sê die pastoor of die predikant of die profeet of wat ook al hulle self deesdae noem, moet hom nie begrawe nie, ons gaan vir hom bid. Dat die Here hom opwek. Ek het 'n openbaring gekry, ek het 'n visioen gekry en hulle bid daai ou tot die begrafnisondernemer sê, luister, as ons hom nie nou begrawe nie, gaan julle iets sien wat julle nie graag wil sien nie. En dan sê hulle, nee, die Here het weer vir my droom gegee, dis tyd dat hy sy plekkie in die hemel sal vul. Hoe belaglik, dat ons hierdie goed nie uitdaag nie. Jesus is die enigste een wat kon sê, want hy was God wat mens kon word het. Ek hoop dit bemoedig jou vanmôre, want dit het die gemeente in Smyrna bemoedig. Die Here Jesus Christus sê, ek kom om my lewe af te lê, en ek neem dit weer op, vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Ek het hierdie week, toe ek voorbereid, hier my notas geskryf, en vriende, ek hoop u verstaan die gedagte wat ek vir u wil deurgee, want ek raak so opgewonde oor die persoon van Jesus Christus. Ek het hier in my notas geskryf, as Christus in die hel was, sou die hel hemel gewees het, omdat Christus daar is. Ek hoop u vang die begrip vanmôre. Die gedagte is, mense wil hemel toe gaan. Wat wil jy in die hemel gaan doen? Wil jy op die goue strate gaan loop en 'n vruggie eet en 'n watertjies kyk? Jy kan dit by die see ook gaan doen, of by een of ander plek waar water loop en vrugte is. Die heerlikheid van Christus is wat ons aan die gang hou. Ons staan daagliks op en ons sê, ons verlang om Jesus te sien. Hierdie een wat sy lewe kom gee het, hy het die luisterryke hemel verlaat, hy het mens kom word, hy het op hierdie aarde gewandel, hy het aan die kruis gesterf vir my sonde, ek verdien die dood, ek verdien die hel, hy sterf in my plek, hy staan op en hy sê, ek gaan kom om jou weer te kom haal. Hierdie gemeente word bemoedig in hulle stryd, omdat hierdie Here Jesus sê, ek was dood en ek het lewend geword. Wat 'n bemoediging. Jesus sê in Johannes 11:25, sê vir my, wat gebeur in Johannes 11? U moet nou al weet. Ek gaan vir u 'n leidraad gee. Dis ou wat 4 dae dood was, daar sê Lazarus. Jesus sê, vat die klip weg, en hulle sê, nooit, hy ruik al. Was toe nie gebad of hy stink al, hy is besig om te ontbind, sy liggaam is besig om te ontbind. Jesus sê, vat weg die klip. En hy roep na hierdie dooie. En hier kom Lazarus, ek wens ek was daar. Hier kom hierdie man met die grafdoeke uit, ek dink hy klomp fariseërs en sadduseërs het gesleep. Hulle het vir hulle skuilplek gesoek. Want wie het hom die mag gegee om 'n man wat 4 dae dood is, die ontbindingsproses het al ver gevorder, hy roep hom tot lewe, en hy sê, maak hom los en laat hom gaan. Dis die bemoediging aan die gemeente Smyrna vir my en jou vanmôre. Luister, ons aanbid nie 'n dooie God nie. Hou op, leef asof Christus in die graf is, asof hy niks kan doen nie, asof die regering en die wêreldse regerings maak en doen wat hulle wil. Luister, alles is onder sy beheer, hy bestuur alles tot die tyd dat hy 'n einde gaan maak aan alles, en hy sê in Johannes 11:25, ek bemoedig jou daarmee vanmôre, Jesus sê vir Martha en Maria, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Het jy al die afgelope tyd verlang na die dood? Ek hoop so. Want ek wil vir u sê, as jy sterwe, sal jy agterkom wat ware lewe is. Ek wil vir u sê, ek weet een ding. Die dag wanneer ek sterwe en ek is by die Here, gaan ek nie naaste by die pyn hê wat ek het nie. Nou, ek is nou nog nie oud nie, maar ek het baie kilometers. Maar Jesus kom en hy bemoedig ons, hy sê, daar sal nooit weer sonde wees nie, nooit weer hartseer, nooit weer misverstande nie. Hy gaan verder in vers 26, hy sê, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ek vra jou vanmôre wat hier sit en luister, glo jy dit? Glo jy dit? Ek dank die Here vir elkeen wat kan sê, ek glo dit met my hele hart. Hebreërs 2 vers 14 gaan ek nie vir u lees nie, ek sien die tyd stap aan, ek sluit net af met 1 Petrus 2:21 vir punt 1, voor jy opgewonde raak, is net punt 1 se afsluiting. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het. Gemeente in Smyrna, moenie verbaas wees wanneer die vloedgolf
golf van vervolging oor julle kom nie. Moenie verbaas wees wanneer dinge sleg gaan met julle nie. Jesus het dit beleef, maar hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetstappe kan volg. Julle beste lewe lê voor in hierdie verdrukking. Vertrou op hom, hy sal vir julle deurdra. Die tweede gedagte, die Here weet van hulle erge verdrukking. Hoe dikwels het u en ek al gesê, stel die Here belang. Waarom laat die Here my deur hierdie erge stryd gaan? Hoor die Here nie as ek roep nie? Waarom antwoord hy nie as ek vra nie? Wie van u het dit al gesê? Miskien is u geesteliker as ek. Maar ek het al in tye vir die Here gesê, Here, die stryd is vel. Dis intens. Nou kom hierdie gemeente wat dieselfde beleef het, en ek gaan gou vir julle 'n kort beskrywing gee van wat hierdie mense ervaar het. Maar hoor wat sê die Here vir hulle. Eerste plek, dat hy is die lewende, die een wat dood was en lewend geword het. Hy is die eerste en laaste. In Openbaring 2 vers 9 sê vir hulle, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk in die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Let op wat hier staan. Die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Elke kind van die Here het nie dieselfde verdrukking en beproewing en stryd nie. Die afgelope tyd waar ons as familie deur baie stryd en beproewing gegaan het, het ek telke male vir die Here gesê, Here, daar's mense wat dit baie erger het as ons. En dan bid ek vir hulle. Maar ek weet vanmôre, jy en ek het verdrukking. Ons het stryd. Miskien nie soos die vervolgde broeders in ander lande nie, maar kom ek vertel gou vir u wat het hier in Smyrna gebeur. Die woordjie Smyrna beteken bitterheid. En dit is 'n aanduiding van die genadeloose vervolging en bittere lyding wat die kerk onder die Romeinse juk moes verduur. 'n Ander betekenis vir hierdie woord is die Hebreëse naam, of is afgelei van die Hebreëse mirre, die woordjie mirre, wat beteken bitter krye. En wanneer hierdie krye fyn gestamp was, het dit 'n lieflike geur afgegee. As jy bietjie meer oor mirre wil gaan lees die boek Hooglied. Nou ek geniet daai boek verskriklik. Ander oom het vir my gesê, daai boek moet nie in die Bybel wees nie, hulle met 'n ouderdomsbeperking sit op hom. Ek sê, oom, jy verstaan nie wat daar staan nie. Lees die boek. Dit gaan oor die beminde en oor die gedagte hoe lief hierdie beminde vir haar beminde is en andersom, en die gedagte net in Hooglied vind ons baie die gedagte van mirre, die heerlike, lieflike reuk wat dit afgee. U kan daarvan gaan lees, vriende, by Jesus se begrafnis het hulle mirre gebruik. Ons lees by verskillende plekke in die Bybel hoe hierdie gedagte na vore kom, en wat is die betekenis of die bedoeling as die Bybel vir ons sê dat hierdie gemeente in Smyrna bittere lyding deurgegaan het wat 'n lieflike geur was. Nou ek wil vir u sê, dit is nog al 'n pragtige beskrywing. Mirre is bitterkrye, maar dit gee 'n lieflike reuk. En kom ek gaan vir u vertel wat gebeur het. Nou hierdie dorpie of stad Smyrna was 'n hawe stad wat so 60 km noord van Efese geleë was. Nou dit was 'n stad gewees waar die Romeine ook beheer uitgeoefen het. En in hierdie stad, vriende, was keiseraanbidding een van die belangrikste dinge wat gedoen moes word. Het u al daaraan gedink, en ek wil hê jy moet vanmôre die gedagte laat gaan. Ons sien hoe die standbeelde opskiet in Suid-Afrika. Oliver Tambo staan nou al vir jare so, en Mandela staan mooi daar voor die parlementsgebou. As hulle 'n wet uitvaardig en sê, luister, van vandag af sal almal daardie beeld, as hulle verby hom loop, moet soen, of moet aanbid, of iets voor hom neerlê, as 'n erkenning van sy godheid. Ek wonder wie van ons sal sê, ag, weet jy, die Here weet hoe lyk my hart. Ek doen dit nou uiterlik, maar hy weet hoe lyk my hart. Luister, niemand dien God in sy hart nie. Jy dien God in jou hart en dit kom uit na jou lewe toe. Jy kan nie sê ek dien hom net in my hart nie. Dit moet in jou lewe na vore kom. Dit begin binne, dit gaan buitekant toe. Maar nou wil ek vir u sê, vriende, wat gebeur het hierso? Keiseraanbidding, daar was 'n groot standbeeld van keiser Tiberius, en die Christene moes buig voor hierdie keiser se beeld of hulle was gedood. Daar was afgodstempels van Zeus, Apollos, Afrodite en ook Bacchus, die drankgod. En die kinders van die Here het geweier om te buig voor hierdie gode. Hulle het gesê, ons kan nie, ons is lojaal aan die God wie ons liefhet.
Die onsigbare God, die een wat vir ons lief het met 'n onuitspreeklike liefde, wat sy lewe kom gee het. En wat gebeur? Kom ek vertel jy gou in, voor jy dink, maar hoor jy sommer, dit is sommer maar net storieetjies. Wil ek jy net herinner, dink aan so 60 jaar terug, wat gebeur het in Duitsland. Die klomp Jode. Dink mooi. Ons moenie dink hierdie goed is vergesocht en ag, die Bybel praat van vervolging en ons beleef nie hierdie goed nie. Dank die Here dat jy in Benoni bly. En dat jy nie in China bly of in baie van hierdie lande waar Christene vanmôre gedood word nie. Ek lees hierdie week statistiek, 1 uit 8 Christene word wêreldwyd vervolg. Dank God dat jy vanmôre in Benoni bly, dat jy 'n kar hier buitekant het, 'n karwag wat dit oppas, dat jy nou huis toe kan ry en kan eet. Dit was nie so gewees in die gemeente Smyrna nie. Die Bybel sê hulle het onder spot en hoon en swaar boetes gebuk gegaan. Hulle het se mure ontslag ontvang wanneer hulle bekend gemaak het dat hulle Christene is. Hulle is van hulle eiendom onteien. Dit klink amper soos 'n plek wat ek ook ken. Gaan nie name noem nie. Lande was onteien. Baie tronkstraf beleef, vriende, en in hierdie tronke is hulle gemartel en doodgemaak ter wille van die Here Jesus Christus. Hulle was in groot arenas gejaag, en hulle is deur leeu's en ander roofdiere verskeer, man, vrou en kinders. Ek wil hê met hierdie prentjie kry, en waarom hierdie boodskap so 'n bemoediging was vir hierdie gemeente in Smyrna. Die Christene was as kriminele gebrandmerk, omdat hulle die keiser nie wou aanbid, en voor hom wou buig nie. Baie van hulle het letterlik boemelaars geword. Nie werk nie, nie geld nie, hulle families was gedood, en hulle was bereid om al hierdie hoon, straf, verdrukking, pyn, vervolging te beleef, ter wille van die Here Jesus Christus. En om die kersie op die koek te sê, die Bybel sê, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, vers 9, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Selfs hulle eie Jode genote het hulle vervolging goedgekeur en selfs aangeblaas. Daar was selfs Jode wat gesê het, luister, ons het nie tyd meer vir hierdie konservatiewes nie. Ons het nie tyd vir hierdie wat op die einde van die dag met hierdie vreemde godsdienst besig is nie. Die Here Jesus het dieselfde beleef. Die Jode staan hom teen, die Here sê vir hulle op 'n stadium, julle die duiwel as vader, en dis die probleem vandag in die kerk van die Here Jesus, want u sien, in die kerk van Jesus belewe ons ook verdrukking. As jy vandag waag om iets te sê teen homoseksualisme, word jy uitgekruid as die liefdelose. As jy praat van iemand wat in dronkenskap verval het en hom moet bekeer, is jy liefdeloos en jy veroordeel mense. Jy mag nie meer praat van, jy mag nie steel nie, want ons steel nie meer by mekaar nie, ons leen nou. Dis in die kultuur van mense om te leen. Maar as jy by hulle gaan leen, is hulle ongelukkig met jou. Die beginsel wat ek vir u wil deurgee is, ons beleef van binne die kerk net soveel stryd, soos wat die Jode in daardie tyd beleef het in die stad Smyrna, dat hulle eie Jode genote, mense wat afstammelinge van Abraham was, hulle vervolging goedgekeur het en selfs aangewakker het. Die Here Jesus self kom en hy sê, 'n ware kind van Abraham is iemand wat aan Christus behoort. Gaan nie oor die etniese afkoms, die feit dat ek 'n fisiese kind van Abraham is of 'n afstammeling nie, maar dat ek aan die Here Jesus behoort. Met al hierdie verdrukking en al hierdie vervolging en die feit dat hulle in die gevangenis gewerp gaan word en vir 10 dae lank verdrukking gaan hê, wat dui op 'n tydperk van verdrukking, kom die pragtige gedagte nog steeds, luister, ten spyte van alles moet julle 'n lieflike geur vir Christus wees. Nou wil ek dit gou prakties maak. Nie een van ons gaan as ons hier uitstap in 'n tronk beland nie. Ek glo nie so nie. In elk geval nie vir ons geloof nie. Nie een van ons is vanmôre miskien onder hierdie, ek wil amper sê dat onder hierdie swaard gebuk gaan, wat sê, luister, ons gaan jou doodmaak, ons gaan jou vrou en jou kinders in 'n arena gooi, dat hulle deur wilde diere opgeëet gaan word nie, maar ons beleef verdrukking vandag. Hoeveel van u kan nog met vrymoedigheid by die werk die naam van Jesus noem? Sê vir my. Dit lyk of die naam van Jesus 'n vloekwoord geword het. Ek verstaan dit nie. As jy oor Jesus praat, dan kyk mense jou aan asof jy van 'n ander planeet afkom. En ek wil vir jou sê, kom van 'n ander planeet af. Want as jy 'n kind van God is jy nou 'n burger van die hemel. Dis nie 'n planeet, dis 'n ander plek. God se huis, die boumeester en oprigter daarvan. Daarom gaan mense jou vreemd aankyk.
Maar die Bybel sê ons moenie kwaad met kwaad beveg nie. Moenie hulle wat jou vervolg en van jou sleg praat, dieselfde vir hulle teruggee nie. Wat moet jy doen? 'n lieflike geer wees vir die Here Jesus Christus, soos die gemeente in Smyrna ook moes gewees het. 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 16. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Ek wil jou vanmôre vra, wat se geur gee jy af onder kinders van die Here? Onder wêreldlinge daar buitekant. Sien hulle dat jy kwaad met kwaad vergeld? Dat jy skelwoord met skelwoord vergeld? Of is jy iemand wat sê, Here, ek is hier om die geur van Christus te versprei? Vers 16 sê vir ons, vir die laaste, dis vir die ongereddes, is dit 'n reuk van die dood tot die dood. Maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe en wees tot hierdie dinge bekwaam. U sien, jy en ek kan nie verdrukking deurstaan as Christus nie vir ons die genade en krag deur sy gees gee nie. Ek wil vanmôre vir u sê, ek het daarmee begin. Ongereddes soek 'n uitkomkans. Kerkmense wat die Here nie regtig ken nie, soek 'n geleentheid om weg te kom van verdrukking. Ware kinders van die Here sê, Here, ek verstaan nie altyd waarom u dinge oor my pad toelaat nie. Maar ek weet die woord is baie duidelik dat alles ten goeie meewerk vir die wat God liefhet. Die wat God liefhet. Wie van u het al gehoor van biskop Polycarp? Meeste van u het seker al gehoor van hom. Nou, hy was 'n biskop daar in Smyrna gewees. Erge verdrukking en op 'n stadium het die gouverneur gesê, en ek lees vir u in Engels die getuienis, the governor asked him to deny Christ and promise him that if he will, his life will be spared. But the faithful bishop answers, 86 years, 86 jaar, I have served him, and he has never done me injury. How then can I now blaspheme my king and my savior? Wat doen hulle met hierdie 86-jarige man in Smyrna? Hulle bind hom op 'n brandstapel vas en hulle steek hom aan die brand. En hulle sê, terwyl hy daar besig was om op hierdie brandstapel te sterf, lyk my die sterwingsproses was lank en uitgerek, het hulle hom doodgesteek. En as Polycarp vanmôre uit die hemel vir my en jou 'n boodskap kon gee, was dit presies wat Paulus in Romeine 8 sê. Vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Daai persoon by die werk wat jou stryd gee, die siekte wat miskien in jou liggaam is, die finansiële krisis waardeur jy gaan, miskien fisiese vervolging wat jy beleef van familie en vriende, miskien het dit op bekering gekom uit 'n ander geloofsgroep uit, miskien 'n groep wat sê as jy oorgaan na die Christene toe, wil ons niks met jou te doen hê nie. Luister, alles sal ten goeie meewerk vir die wat God liefhet. Ek sluit die boodskap af. Wat is die onwankelbare belofte wat die Here gee? Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks. Nou, ek wil nie te veel oor vrees praat nie, ek het 3 boodskappe gehou oor vrees so tyd terug, u kan dit gaan luister as u wil. Maar ek wil vir u sê, ek dink kinders van die Here vrees meer as die wêreld. Dit is hartseer om te sê, maar ek beleef 'n tyd waar kinders van die Here bang is. Hulle is bang nie net vir die coronavirus en vir siekte en vir vervolging nie. Hulle is bang omtrent vir alles wat gebeur. En ek wil vir u sê, ons is juist die mense wat met moed en met oortuiging moet leef elke dag om te sê, ons vrees nie want God is in beheer. Jesus sê vir hierdie gemeente, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige dinge doen, en ek sal jou die kroon van die lewe gee, sê die Bybel, as jy getrou is tot die dood, wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Ek het hier op my notas geskryf, was die Here regtig ernstig? Was hy regtig ernstig om vir hierdie mense te sê, hulle moenie vrees nie? Met al die stryd, met al die vervolging en die bittere haat teen hulle, was die Here regtig ernstig? Kon hy nie miskien 'n ander voorstel gemaak het, of miskien vir hulle 'n sielkundige gestuur het, of miskien vir hulle, 'n bokspille gestuur het, of iets vir hulle gestuur het en sê, luister, wees kalm, ek is in beheer nie. Jesus sê net vir hulle, vrees vir niks nie. Dis 'n
kenmerkende boodskap deur Jesus se aardse bediening. Die Bybel sê toe die geboorte van Jesus aangekondig word, toe staan daar, moenie vrees nie. Want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Johannes 6 vers 20, is hulle hier in die skuit, en die storm is op die see, en die Here sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Matteus 10:28, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Nou wil ek vanmôre vir u raad gee, ons almal vrees van tyd tot tyd. Dis 'n normale menslike reaksie. Maar die vraag is, wat doen jy met die vrees? Verlam dit jou? Maak dit jou mond stil? Neem dit jou getuienis weg? Maak dit jou bevrees om jou neus by die deur uit te sit? Ek wil u vanmôre bemoedig, die Here is in beheer, hy is in beheer van jou lewe, hy is in beheer van alles, en die vraag wat kinders van die Here dadelik vra, maar kan die duiwel net maak wat hy wil? Want hier staan dat die duiwel julle 10 dae sal vervolg, kan die duiwel net maak wat hy wil? Wie kan vir my sê? Julle is nie seker nie, né? Dit is nie 'n vasvraag nie. Ek dink dit is redelik 'n maklike antwoord. U sien, Martin Luther het gesê, die groot hervormer, even the devil is God's devil. Hy is 'n geskape wese onder God se heerskappy, en u mag miskien vra, maar waarom laat God al hierdie boosheid toe, wat onder hierdie beheer van die duiwel eintlik plaasvind? Ek wil vir u sê, in sy volmaakte plan sal alles presies uitwerk soos God dit bedoel het. Daarom moet die duiwel nie vrees nie, vrees God. Moenie met die duiwel besig raak nie, raak besig met die Here. Raak besig met sy woord. Job is die klassieke voorbeeld, alles word weggevat op een dag, en Job sê, die Here het gegee, en die Here het geneem. U sien, die belangrike gedeelte daar in Lukas 22:31, Petrus, net voor die verloning van Jesus, hoor die woorde uit Jesus se mond, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om vir jou se skoring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. As jy weer vrees, onthou jy het 'n ewige hoofpriester, Jesus Christus, wat vir jou bid. Soms voel ons so alleen. En ek wil vir u sê, ek weet nie van u nie, maar baie keer kan ek so 'n bietjie 'n depro slaan. Dan dink ek by myself, ai, shame, ek kry so swaar. Weet, Here, wil u nie maar net verligting gee nie? En dan as ek klaar met myself besig was vir 'n tyd lank, dan kom ek agter, Jesus Gerard, jy is almal onnoosel. Jy het die God wat die hemel en aarde geskaap het, aan wie hy behoort, wat nou vir jou intree. Die Satan het vurig begeer om jou se skoring te sif, maar die Here Jesus bid, dat die vrees sal verander in vreugde, en dat die feit dat ek nie diensbaar is nie, sal verander in diensbaarheid, omdat ek die Here Jesus Christus liefhet. Ek wil vanmôre vir jou sê, Paulus bid vir die doring in sy vlees, Here, neem dit weg. Die Here sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. 1 Petrus 1 vers 6 tot 9, daarin verheug julle al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly, met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Ek sê hierdie week vir iemand, ons is besig om uit die wêreld te beweeg, of jy daarvan hou of nie. Jy kan nou al die salwe wat hulle op televisie, en die tannies wat nou, hulle wys hulle ons net tot hierso. Jy kan nie die velle onder sien nie, né? Maar hulle gesiggies blink nog op 65, en dan dink mense, wow, ek moet daai room kry, ek gaan nie oud word nie. Dan wys hulle hierdie ouens wat hulle sê 65 is, dan sy in die tussentyd 55 of 45, met die spiere en al die rome wat hy aansmeer, en almal dink hy's 'n hank, en ons dink ons gaan ons lewe kan uitrek. Ek wil vir u sê, onthou, ons is besig om uit hierdie wêreld te beweeg. Of jy nou mooi of lelik dood gaan, jy gaan doodgaan. Of jou vel nou sonder enige rimpel of sonder enige plooi gaan wees, of met baie, jy gaan en ek gaan doodgaan. Leef so, met volharding, dat jy ook hierdie kosbare heerlikheid tegemoet sal gaan. Ek sluit die boodskap af.
Wat vir ons voorlê, vriende, weet ons nie. Hoeveel die stryd gaan raak in ons land en wêreldwyd vir Christene, is nie vir ons beskore om nou te weet nie. Ons gaan nie vanmôre daaroor spekuleer nie, daarom stuur ek nie vir julle heeltyd boodskapies aan van wat daai een sê en wat daai een sê en wat daai een sê nie, want almal spekuleer. Ons weet die Bybel sê, ons is op pad uit. En die duiwel gaan onder God se toelatende wil sekere dinge in hierdie wêreld kan doen. Daarom gaan ons nie spekuleer en mense op hol jaag nie. Al wat ek jou wil vra wanneer ek hierdie boodskap afsluit is jy seker jy bou op die rots Jesus? Dis wat ek vanmôre vir jou wil vra. Want jy sien Smyrna en die mense kon deur die Here bemoedig word en hulle kon staande gebly deur die verdrukking omdat Christus hulle rots was. Ek vra vanmôre vir jou, is jy seker as die winde van vervolging begin waai, jou huis staande gaan bly en nie gaan platval nie? Hoe kan jy weet? Eenvoudig kyk hoe jou lewe nou is. Mense sê as die vervolging kom, gaan ek die Here dien. Of as ek net hierdie saak uitsorteer, gaan ek die Here dien. As jy die Here nie nou kan dien in die goeie tyd nie, sal jy hom nie dien. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Jy sal hom nie dien wanneer die stryd kom. Dis in die goeie tye waar die Here ook ons versterk vir wanneer die slegte tye kom, dat ons kan herinner daaraan dat God 'n getroue God is, wat ons deur goed en sleg dra. Hoe jou lewe nou is 'n goeie aanduiding van waar jy geestelik staan. Is jy seker jy is waarlik weergebore, lewend gemaak deur God, en dat sy gees in jou woon? Almal is nie Christen nie, moenie die predikante glo wat sê ons word as kinders in die verbond verseël deur die doopwater, en as groot mense word ons onderdompel, en ons is nou kinders van die Here, en ons kan aangaan met ons lewe soos ons wil nie. Dis 'n leuen. Jy moet by Christus uitkom, dat hy jou nuut maak van binne, en daar aan buitekant sigbare tekens is. As jy vanmôre sê, ek is 'n kind van die Here, dan moet daar sigbare vrugte wees. Dis wat Johannes die Doper sê, dis wat Jesus sê, dis wat Paulus sê. Hoe lyk hierdie vrugte? As 'n liefde vir God en sy woord, 'n liefde vir sy mense en sy huis, 'n haat vir sonde in enige vorm, tyd in gebed met God, liefde vir verlore siele, die vrug van die Gees wat al hoe meer sigbaar sal word, dat u kan die lys so lank maak soos wat u wil. Die bemoedigende aankondiging is dat die Here wat hulle dien, ook die een is wat deur lyding gegaan het. Hy ken hulle verdrukking, hy is by hulle in die vuuroond van verdrukking. Die onwankelbare belofte is dat hulle die heerlikheid tegemoet sal gaan en die Here Jesus sal sien soos hy is. U sien, die gemeente in Smyrna moes hoor. Hulle kan moed skep, hulle hoef nie te vrees nie. Want hy wat 'n goeie werk begin het, sal dit volëindig. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons beleef 'n tyd waar verdrukking al hoe meer word en Christene al hoe meer vervolg word, en ons besef, dit word ook deur u toegelaat om die koring van die kaf te skei. Ons bid vanmôre vir mekaar dat ons staande sal bly en swaar op u Gees sal steun en op die leiding wat u Gees gee vanuit die woord. Dat ons nie sal soog onder die verdrukking en die stryd wat na ons kant toe kom nie. Dat ons as kerk van Jesus gesond sal wees, dat ons sterk sal staan, dat ons, Here, met volharding die wedloop sal loop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus. Dankie vir die gemeente Smyrna, Here, wat vir ons as getuienis dien, wat deur soveel stryd gegaan het en staande gebly het, en wat die wonderlike en heerlike beloftes van Christus kon ontvang het. Mag ons in hulle voetspore volg, soos hulle in Christus se voetspore gevolg het, sodat u, Here, in alles verheerlik kan word. Ons dankie, ons kan dit bid in u naam, en ons kan dit bid met dankseggings. Amen.